Ons buig ons hoofde. Hemelse Vader, dankie vir die voorreg wat ons het om in U teenwoordigheid te kom vanoggend. Ons maak ons harte oop en vra dat U tot ons sal spreek. Amen. Wie van julle weet wat Jonas se naam beteken? Onnozel duif. Maar hierdie duif het so 3 keer in die ronde gevlieg voor hy sy pad gekry het, maar ek dink nie hy is onnozel nie, nee. Ek nooi julle om saam met te blaai na Eksodus 20. Waaroor gaan Eksodus 20? Hoekom is dit vir ons belangrik? 10 gebooie. Ons lees daarvan vers 7. Eksodus 20 van vers 7 tot 19. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal elkeen wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of die vreemdeling wat aan jou poorte is. Want in 6 dae het die Here die hemel en aarde gemaak, en die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God gegee het. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel. Of iets wat aan jou naaste se is nie. En toe die hele volk die donderslae en blitse en die geluid van die bassein en die rokende berg bemerk, het die volk dit gesien en gebewe en op 'n afstand bly staan. En hulle het vir Moses gesê, spreek U met ons, dat ons kan luister, maar laat God nie met ons spreek nie, anders sterwe ons. Die volk was bang, toe hulle regtig die teenwoordigheid van God bemerk, tydens die gee van die 10 gebooie. Ons sien Moses het in die veld geloop, hy het Jethro se skape opgepas. Toe sien hy daar's 'n bos wat brand. Maar hy brand nie klaar nie. Nou ek het 'n goeie idee van goed wat brand. Ek het daar teen die Breede Rivier vuur gemaak van takke wat ons afgesny het. En toe ek weet so kyk, toe brand daar 'n bos agter my, een wat ek nie vuur gegee het nie, nie hout gegee het nie. En toe kon ek hom nie dood kry nie. En die brandweer moes later daai hele drama kom uitsort van opdrifsels wat onder die grond gebrand het. So ek weet, as iets brand en hy brand nie klaar nie, daai vuur het net aangehou. Dit is omtrent so wat Moses gevoel het. Hierdie vuur brand en hy kom nuuskierig nader. En weet julle wat sê God vir hom? Trek jou skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan is heilig. Kom ons kyk gou in Josua 5. Ek nooi julle om saam te blaai, Josua 5, vers 13 tot 15. Josua 5, vers 13 tot 14. En terwyl Josua by Jericho was, slaan hy sy oë op en kyk. Daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand. En Josua het na hom gegaan en hom gevra, behoort jy by ons of is jy van die vyand? En hy sê, nee, maar ek is die leerowerste van die Here. Ek het nou gekom. Toe val Josua op sy aangesig op die grond en buig hom neer en vra hom, wat wil my Heer aan sy diensknegt sê?
Toe sê die leerowerste van die Here vir Josua, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy staan is heilig. En Josua het dit gedoen. Wat sê hierdie twee verse vir ons? As ons na die hele wêreld bekyk, dan sien hierdie klein kolletjie wat heilig is, waar Moses die brandende bos gekry het, die ander plek is waar Josua was. Is dit wat hierdie tekste vir ons sê? Nee. Daai plekkie was heilig omdat God daar teenwoordig was. As jy in God se teenwoordigheid is, in daai tyd se kultuur, het jy jou skoene van jou voete afgetrek, omdat jy op heilige grond is waar God teenwoordig is. God is nie beperk na hierdie kolletjie of daai kolletjie nie. Wie van julle, ek hoop julle antwoord beter as die kinders toe ek gevra het, wie's bly of lief vir hulle ma en pa? Hulle was swak oor, julle ouers moet werk met die kinders. Hulle is nie lekker nie. Wie van julle glo dat God hier teenwoordig is 11 uur? As ons hierdie, daar's 1, 2. Daar's 'n paar, heel wat ongelowig is, om Basil, jy weet hoe dit is, guys. Hulle is ongelowig. Dit is baie, baie belangrik, dat ons moet besef, God is hier tydens die erediens. Ons kom om met God te ontmoet. Wie van julle het hiernatoe gekom vanoggend om God te ontmoet? Met God te wees? Hierdie kant is beter as daai kant. Wie van julle glo dat God al 9:15 hier by die kerk is in die oggend? Hierdie gemeente het baie werk nodig. Hulle glo maar skraal. Mense, God kom na sy huis om ons te ontmoet, om gemeenskap met ons te hou. As ons die kerk se deur oopsluit, dan wag ons nou maar vir God om te kom 11 uur. Dan gaan ons stil wees, dan gaan ons respekvol wees. Miskien is dit hoekom jy vanoggend net 9 mense by die sangdiens was. Julle het pragtige liedere gekies, hoor. Dis mooi liedere. Gerard, jy sien ek die vinger wys. Dankie. Weet julle dat die persoon gaan sit nie daar en dink aan hierdie liedere nie. Hulle bid daaroor. Want dit is 'n loof en prys van God. Die heel week. My week was baie erg. Ek weet nie of julle week ook so was nie. Dan bid jy vir die Here en die Here kom leer vir jou. En Sabbathooggend is jy nou moeg. Jy's moeg. En die hele week het jy vir God gebid. Nou het God eendag op sy gesit, het geseën, geheilig vir gemeenskap met jou. En jy is moeg. Jy kom laat by die kerk aan. Jy is nie hier vir die sangdiens nie. Jy is nie hier vir die Sabbatskoolles nie. Daai mense wat die Sabbatskool uitlei, bid dat die Here vir hulle gaan lei wat om met die mense te sê. Ons het 'n lekker les gehad vanoggend in die Afrikaanse klas. Dit was lekker, dankie Marius. Ons saam gepraat. Ons het meer van God geleer. Is ons nie dankbaar oor wat God vir ons gedoen het in die week? Laat ons uitsien dat Sabbat 'n hoogtepunt is om met God te kommunikeer. Weet julle wat so voorreg is dit om hier te kom op 'n Sabbatoggend en jy weet jy gaan met jou Skepper, die God van die heelal, gemeenskap hê. As jy jou nie instel om gemeenskap met hom te hê nie, gaan jy sy seëninge mis. Jy gaan nie oop wees vir dit nie, want jy dink nog aan die werk en is moeg en die kar moet gediens word en al daai goeders. Jy moet met 'n lied in jou hart hier aankom. Ons het nou lied nommer, wat is dit, 140 gesing.
Ek net gou vir ons daai eerste versie lees, wat ons almal saam gesing het. Dit is wat ons moet doen, as ons in God se teenwoordigheid kom. Dink in die week wat verby is, hoe hy jou gelei het. Loof hom, Jesus die groote verlosser. Sing o volke, sing van sy liefde saam. Juig hom toe, o hoogste aartsengele daarbowe. Gee hom eer, verheerlik sy groote naam. Soos 'n herder waak hy oor al sy kinders. Met sy hand beskud hy elke dag. Is dit nie pragtig nie? Dit is wat ons hier kom doen op 'n Sabbaatoggend by die kerk. Ons kom die Here loof vir die week wat verby is. Iemand sê vanoggend vir my, die persoon gaan nie kerk toe kom nie. Hulle wil net een kant wees, hulle wil net uit. Kies 'n mens nou buite wees die dag net niks doen nie, om 'n afspraak met God te kanselleer? Maak dit vir jou sin? Maak vir my ook sin nie. En ek het 'n honeurs matriek, ek verstaan dit nie. Ek is seker, wanneer hierdie kerk oopgesluit word op 'n Sabbat, ek het al die voorreg gehad om af en toe, wat ek voor oom Basil hier is, die kerk oop te maak. En mense, ek het nie 'n vrugbare verbeelding nie. Ek voel God se teenwoordigheid hier. En ek wil julle uitnooi, kom 9 uur by die kerk, 9 uur. En weet die meeste mense wat hier aanbid is, nee, almal. Hoe sal ek nou sê? Almal wat opkom op 'n Sabbatoggend is nice mense. As jy my nie glo nie, kry hulle buite by die boom en gesels met hulle, hoor vir hulle week wat hulle gehad het, hoe dit gegaan. Wat het God vir hulle gedoen? Dan gaan jy in die kerk inkom, 8:15. En ek beloof julle, hierdie sangdiens gaan vir jou 'n seën wees. Jy gaan God se teenwoordigheid hier voel. Nou hoekom mis ons dit? Dink ons dat God ons maar van 8:15 los, dat ons aanploeter tot 11 uur en dan verras God ons met sy teenwoordigheid? Nee, broers en susters, dit werk nie so nie. God is hier. God is hier, voor die kerk opgesluit word. Hoekom kom van ons dan nou eers 11 uur kerk toe? Is ons ook moeg? Dink ons God is nie hier nie? En 11:20, laasweek toe word hier nog stoele ingedra. God was al 9 uur hier. 11:20, kom mense hier aan. Ek het nie woorde om dit te beskryf nie, ek wonder, hoekom is dit so? God is hier vir ons in die sangdiens, in die voorprogram, die uitlei, die les. Ek het al baie keer vir Aniek gesê, as ek moet kies tussen die preek en die Sabbatskoolles, gaan ek die Sabbatskoolles kies. Want daar praat ons saam, ons deel, jy kan 'n vraag vra. Hoe gaan dit met jou? God is hier wanneer die kerk se deure oopmaak. En as jy my nie glo nie, wie is volgende Sabbat 9 uur hier? Kom in die kerk en in die stilte. En jy sal God se teenwoordigheid voel. In ons les ons sê, God is altyd daar. God is altyd reg. So, as hierdie deure oopgesluit word, dan is God hier binne. Hoekom klink dit dan soos 'n bazaar hier binne? Jy van die ontvangs af instap, dan is hier 'n gewoel en 'n gewat hier binnekant. God het vir Moses gesê, toe hy by die brandende bos gekom het, jy is op heilige grond, want God is hier. Moses het God se teenwoordigheid betree. Ons betree God se teenwoordigheid as ons hier by die kerk inkom. Ek dink nie ons besef die grootsheid van daai oomblik nie, dat ons
in God se heiligheid en sy teenwoordigheid af inkom. Ek het 'n vriend wat 'n regter is. En die Bybel sê vir ons gaan nog eendag voor die regterstoel verskyn. En weet julle, ou Johannes is eintlik 'n doodgewone goeie ou. Maar as hy na 'n hof instap, dan is alles doodstil. En as daar iemand is wat nie stil is nie, dan word hy aangetree en gewaarsku. En as hy weer praat in 'n hof, dan sit die ordonnans hom uit. 'n Regter in daai hof van hom uit hierdie groot waardigheid. Broers en susters, hoeveel te meer het ons nie as ons in die teenwoordigheid van God is nie. Weet jy, lied nommer 278. Kom ons, ek wil net die woorde gelees het. Kom ons staan saam en ons sing lied 278 saam. En let op die woorde. 278. Kom ons staan saam. Hier staan. Sit maar.
Weet julle, party van die gesprekke wat hier op 'n Sabbadoggend binne in die kerk plaasvind, hier tussen die banke, hoort nie in die kerk nie. Dis wêreldse dinge. Party van die gesprekke hoort nie eers op 'n Sabbat gepraat te word nie. Ons is in die teenwoordigheid van God. Een van ons susters het haar man kerk toe genooi, wat 'n nie SDA is. En na die kerk het ons saam geëet, 'n groepie van ons. En sy het vir die mannetjie mooi die Leviete voorgelees, wat moet hy praat, wat moet hy doen, want dis Sabbat. Dis die heilige dag van God. En weet julle, die aand toe hulle by die huis kom, toe vra hy vir haar, is die meeste van die mense wat saam ons geëet het, nie Adventiste nie. Sy sê, nee, hulle is, hoekom? Sê, maar alles wat jy my gesê het, wat ek nie moet oor praat nie, het hulle gepraat. Ons het vandag gesê, Marius, dat jou eerste kontak met 'n Christen is dalk al stukkie Bybel wat daai mens lees. Hierdie was daai ou se eerste indrukke van 'n Sewentig Adventiste gemeente. Laat hulle praat en doen en sê wat hulle wil. Hy mag het nie toe gepraat het oor sekere goed nie. Maar die broers het dit sommer gedoen vir hom. Wat 'n voorbeeld is ons? Is dit hierdie klein dingetjies wat ons afvallig maak? Dan wonder ons partykeer, God hoor ons nie. Waar was God toe hierdie dinge gebeur het? Kom ons lees Jesaja 58, vers 13 en 14. Jesaja 58, vers 13 en 14. Het almal dit? As jy jou voet terughou van die Sabbat, om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die heilige dag van die Here hoog hou, en as jy dit eer deur nie 'n gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir eie sake te soek, of eie taal te spreek nie, dan sal jy jou verlustig in die Here, en ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde, en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob, want die mond van die Here het dit gespreek. Dit is baie belangrik vir ons. Ons gaan so maklik as Adventiste om met die woord, want ons ken die meeste goed. Maar as ons dit nie ken, is dit nie belangrik genoeg nie. Doen ons dit? Ek het laasweek 'n gesprek gehoor en dit het my nogal geskok. Was 'n ou Adventis en 'n nuwe Adventis. En die ou, hulle het lekker gekuier, geen probleem nie. Maar die ouer Adventis het vir die jonger Adventis gesê, "Wat? Eet jy nie calamari nie?" Ek gaan nie oor kos praat nie, ontspan. Eet jy nie calamari nie? Jy weet nie wat lekker is nie. Die stomme nuwe Adventis wat 3 maande terug gedoop is, was verbaas. Hy het daai man net in ongeloof aangekyk. Wie daai ongeloof veroorsaak versterk? Kom ons blaai gou Levitikus 10 vers 1 en 2. Levitikus 10 vers 1 en 2. En die seuns van Aaron, Nadab en Abihu, het elkeen sy vuurpan geneem en vuur daarin gegooi en reukwerk daarop gesit en vreemde vuur voor die aangesig van die Here gebring.
wat hy hulle nie beveel het nie. Daarop het daar vuur aan die aangesig van die Here uitgegaan en hulle verteer en hulle het gesterwe voor die aangesig van die Here. Bring ons deur ons optredes vreemde vuur in die kerk in? Dit is baie belangrik dat ons 'n voorbeeld stel vir ons broers en susters. Ek het vanoggend in die Sabbatskoolles gesê van is lekker om die Bybel te lees en sien jy verse wat jy nie aan gedink het nie. En toe ek hierdie twee verse, Levitikus 10:1 en 2, toe sien ek wat ek gemerk het in Levitikus 11 vers 43 en 44. Kom ons blaai net om. Moenie julle self 'n gruwel maak deur enige ongedierte wat wemel nie. Julle moet julle daaraan nie verontreinig nie, sodat julle daardeur nie onrein word nie. Nou kom 'n belangrike vers. Want ek is die Here julle God. Toon dan dat julle heilig is en wees heilig, want ek is heilig. Daarom verontreinig julle self nie deur enige ongedierte wat op die aarde kruip nie. Ek wil nie gedagtes op die ongedierte sit nie, ek wil die gedagtes op die heiligheid sit. God is heilig. Ons kom in die kerk in en daar's niks anders wat belangrik is nie. Ons praat oor ons kar en die kar het 'n tyre gebars en hierdie een se kar gebruik olie in. Ek weet nie waaroor die vrouens praat, ek het hulle nog nie geluister nie. Maar ons mans praat maklik oor enige ding wat nie op 'n Sabbat hoort nie. En die ergste is 90% van daai gesprekke vind jy in die kerk in God se teenwoordigheid plaas. Dit is sad, nee, dat ons God se teenwoordigheid so minag. Bring ons 'n vreemde vuur na God se altaar toe op 'n Sabbat. Of is ons nie so nou geset dat ons nie kan gemaklik ontspan met jou broers nie. Hulle is daarom sulke nice mense. Hulle is nice mense, broers en susters. Maar kom ons ontmoet onder hierdie twee groot bome hier buitekant. Dis lekker. Vra vir Marius, hy hou van daai koelte, hy sekuriteit doen en hou hy van daai koelte. Dit is tog duidelik dat God sê hy is heilig en ons moet heilig wees. As ons op sy heilige plek is, moet ons daar gedra. Hoekom verstaan ons dit nie? Dat ons nie God se heiligheid aanvaar nie. Een van die liedere wat ons sing is 286. Aardse vreugde lok nie meer nie. Ek wil wees soos Jesus. Oral waar ek my begeef, wil ek streef om te wees soos Jesus. Ek wil hierdie strewe aan die oorlaat vanoggend en sê, dink julle nie, dit is 'n wonderlike plan om te streef om te wees soos Jesus nie. Kom volgende Sabbat, dat julle 8:45 hier is vir die sangdiens, en julle sal iets ervaar wat wonderlik is. Wie van julle het al avokado peer boom by die huis? Staan hy in daai peanut butter botteltjie met 3 vuurtjies in die venster van die kombuis? Sy 2, die wat een kort, onthou haar naam. Ek het self 2, julle is welkom om te kom haal. Maar hierdie avokado peerpit kry water en hy kry son en hy kry bietjie aandag ook, dink ek. En hy begin groei. Hy maak 'n stammetjie wat so draai en opgaan boontoe en dan kom wortels uit. En dan plant ons hom in 'n groter pot. Maar hierdie avokado peerpit dra nie vrugte nie, hierdie boom wat ons uitgeplant het. Hoekom dra hy nie vrugte nie? Ons is baie soos 'n avokado peerpit. Wanneer ons die waarheid hoor, dan ontkiem iets in ons. Daar gebeur iets in ons. Ons maak 'n stam, ons maak blare. Maar dis waar dit bly.
daar's nie vrugte nie. Ons dra nie vrugte nie. As hulle na ons kyk, dan is ons soos daai vyeboom in die Bybel. Ons het nie vrugte nie. Ons lyk net goed. Maar daar's nie ander kwaliteite aan ons nie. Hoekom dra ons nie vrugte wat by ons bekering pas nie? Die Afrikaanse taal het baie mooi woorde, sê woorde. En die een sê hulle die vere maak nie die voël nie. En 'n boom vol blare maak nie 'n advokadepeerboom nie. Die blare maak ons nie 'n Christen nie. Die vrugte maak die boom. Jesus het vir ons vertel van daai vyeboom. Is dit dalk net hoekom ons nie diepte in ons Christendom het nie, dat daar geen vrugte wat ons bekering by pas nie? Is dit hoekom ons net weet van die Sabbat, die merk van die dier, die anti-kris, maar daai dieper ondervinding wat ons vandag gepraat het, Marius, is nie daar nie. Dan is dit eintlik mos 'n tydmors om kerk toe te kom. Dis hoekom jy laat kom. Jou hart is nie daarin nie. Daar's net een ding wat hierdie advokadepeer, 'n regte, egte advokadepeer kan maak. Is dat jy hierdie boom inent met 'n takkie wat van 'n ander boom afkom. Natuurlik die beste tak wat ons kan gebruik in ons Christelike lewe is Jesus Christus, om ons op ons lewe in te ent. Ek moet vir jou sê, waar kry jy ente vir jou boom, hoor? Maar dan is daar 'n tweede ding, wat baie belangrik is. Kyk in die kerk deur, ek het nou mos gesê, al die mense is nice, en hulle is nice, leer hulle net ken. Maar baie van ons ken mekaar nie. Kies vir jou iemand wat vir jou lyk of hy 'n voorbeeld vir jou gaan wees. Iemand wat jy gaan iets van kan leer. En dan vat jy een van sy takkies en ent hom in op jou lewe. Maak vriende met die persoon. Weet jy, dit is die lekkerste om vir Adventiste te gaan kuier. Hulle is bly om jou te sien. En jy leer iets by daai persoon wat jou nader trek aan die Here. Dan die ander belangrike ding, kweek vir jou die gewoonte, 'n gewoonte, om 9 uur soggens Saterdagoggend hier by die kerk te wees. Dan kuier jy met jou broers en susters, hierdie nice mense wat saam met ons in die banke sit. Maar gesels buite asseblief. God is hier teenwoordig. En as jy die behoefte voel, kom in. Dis lekker stil dan in die kerk. Praat met die Here. Dink, kry jouself in die regte stemming. En ek beloof julle gaan die teenwoordigheid van God voel as julle hier is. Dan het ons sangdiens wat ons die Here loof en prys. Vanoggend het dit nie so geklink nie, maar baie oggende, as jy daar buitekant staan, dan weet jy nie, is hier 'n begrafnis aan die gang binne, of is dit 'n sangdiens nie, want dit is maar treurig. Maar die heel week, as jy God nodig het, dat jy, Here, asseblief, help my kind, help dit, doen dat vir my, asseblief, help my met hierdie sonde. Maar Saterdagoggend, is jy nie hier nie, die 2-3 wat hier is sing of het 'n begrafnis is. Ons kan nie 'n deeltydse Christen wees nie. 'n vriend van my het Johan het eintlik 'n paar sê goed gehad. Maar as iets nie reg is nie, en hy sal na daai man verwys. Ag Marius, ek pik al die hele oggend, kan ek net maar weer op jou pik. En ek sê Marius se poeiers is nie lekker nie. En dit sê dan vir jou als, as sy poeiers nie reg is nie. En ons Christelike poeiers is dalk nie reg nie. Dit hoekom ons nie opreg is nie, ons nie getrou is nie. Ek het 'n groot seeboot gekoop. Nou, ek weet nie wie van julle, blykbaar is die mense wat in Julie verjaar, Marius, mense wat almal lief is vir 'n boot. Ek het 'n vissersboot gekoop. 'n 22 voet boot met 'n wet dek. En hy het 280 perdekrag Suzuki engines opgehad.
Van Basil, as jy daai ding so oopmaak, dan voel jy 'n pure man. En ek het dadelik hierdie boot na die veiligheidsowerhede geneem in die strand, dat hulle die boot inspekteer, en kyk, is dit life jackets, is daar flares, wat is alles daar? En my boot het die toets deurgekom, ek moes net sy nommer opsit, STR 120, was my boot se nommer, sy naam was Horizon. Ek wou die naam verander het, maar 'n gesoute visserman het my gesê, dis ongeluk, jy verander nooit 'n seeboot se naam nie, jy bly by daai naam. En oor ek bevrees was, het ek het maar gedoen, want ek kan nie swem nie. Ek kan vandag nog nie swem nie, maar ek is baie lief vir 'n boot, en ek kan water ski as ek 'n reddingsbaadjie aan het. En ons kon nie wag om daai boot eerste keer te water te laat nie. En soos 'n goeie Transvaaler het hulle 2 dae voor die tyd aangekom. Hulle sou Sondag kom, toe kom hulle Donderdag. Opgewonde die manne, ons gaan vis vang. En ek vat hulle na die aaswinkel toe en hulle koop emmers in bokse vol aas. Ons gaan hierdie see leegvang Vrydag. Vrydagoggend is ons daarin met hierdie boot. Maar dit is bietjie winderig, maar die spirit loop hoog. Ons gaan vis vang. En ons is 3 mans met 3 vrouens, 2 kinders en ek natuurlik die kaptein van die boot, né? Ek tel myself ekstra. Ons gaan nou vis vang. En so ons laat die boot te water daar by die jetty in die strand. En ek sien die branders is bietjie hoog, maar ek kyk na die boot en ek voel tevrede. Dis 'n groot boot. Ons het 2 kragtige engines. En ons het bietjie gewig aan boord, so ons is reg. En soos wat ons in die see inry, kom daar bote uit en hulle maak vir ons so teken. Een van julle idee wat dit beteken? Gaan uit. Maar in my opgewondenheid dink ek, maar hulle het seker genoeg vis gevang. Dis hoekom hulle nou uitgaan. Ons het R200 se aas aan boord. Ons wil R500 se vis terugbring. Ons wil gaan vang. En die manne wys weer, en ek verstaan moeilik sulke tekens. Maar ek dink, man, gaan julle terug, hier is die oop see voor ons. Tussen daai 2 engines het ons 160 perekrag. Ek bang nie die see nie. Maar ek het nie 'n reddingsbaadjie aan nie. Net die 2 kindertjies aan boord het reddingsbaadjies aan. En ons gaan uit en die branders raak al hoe erger. En in die begin dan druk jy net jou geluk so bietjie, maak hy engine so oop en druk hy branders so weg. Nader dan sien jy maar as jy daai engine so oop maak en lig hy boot so op, dan val hy in die volgende brander in. En ek is nie dom nie, oom Basil, ek weet wanneer fiberglass kraak daaronder. Doesn't sound good. En ek besef, hier is moeilikheid wat besig is om af te speel. En ek kyk na die mans, hulle is net so, soos 'n Transvaaler kan glimlag wat nou op 'n boot gaan visvang. Daai vrouens is benoud, hulle lyk so bleek. En die kindertjies huil, en ons almal is nat. En skielik besef ek is nie meer in beheer van hierdie boot nie. Hierdie see is in beheer van my. Met hierdie kosbare lewens op die boot is in my hande. En ek weet nie regtig wat ek doen nie. En ek kyk na hulle weer en ek besef, dit help nie om hulle raad te vra nie, hulle weet nie wat aangaan nie. Hulle dink hulle is veilig in my hande. En ek maak 'n vinnige draai, maar bietjie te vinnig, die water hardloop oor die boot agter. Maar gelukkig loop die water uit, die skok duur net so 2 minute en ons gaan weer aan. Maar nou kom die wind van agter, dan lig hy die boot, dan druk hy die neus in die water. Want die see se duinings loop ons nou so. En ek bid en ek doen alles wat moontlik is en ek kyk waar is hy emmer met die flares. As ons dan nou moet 'n flare skiet, dat ons dit het byderhand en die boot gooi jy rond. Jy moet vashou waar jy wil gaan op daai boot. En ek sien daar kom 2 bote van vooraf aan van die kant af. Maar hulle bly 'n veilige distansie van ons af in hulle beduie. En ek weet nie hoekom nie, daar 6 mense by boot en elkeen wys iets anders ter. Wat moet ek nou maak? Kies een van die 6 wat ek voor moet luister. Maar ek besef, ons het 'n probleem. Ons moet op die kant kom en is nou nog 'n eentjie kant toe. En ek maak die
boot se engine weer groter oop en voel ek, dis verkeerde ding om te doen. Jy moenie die branders nou uithard nie. En ek kyk daar op die kant en daai hele jetty, daai ou jetty wat daar altyd was, staan daar omtrent 20, 25 mense. En elkeen wys soontoe. Nou dis Gordons Bay toe. Ek kan nie by Gordons Bay uitgaan nie, die water is stiller. Maar hoe kom ek in Gordons Bay? Is daar nou nog genoeg petrol in die tanks? My motor se sleutel is in my sak. Hy staan daar so by waar hulle die vis verkoop. Ek kan nie Gordons Bay toe gaan nie. En ek kyk, daar is die pad reguit na daai slippooi toe en ek besluit ek gaan slippooi toe. Dis mos nou die beste ding om te doen. Gaan daar waar dit vir jou veilig is. En hy bote bly draai en hulle bly wys, maar hulle bly van ons af, soos asof ons melaats is. En toe ek nou naaste my by die vlakwater kom, toe van daai manne spring in en hulle gryp die boot en trek hom soontoe. En die ou wat my vra vir my motor se sleutel en wat 'n motor is, was definitief 'n matroos. Ek kon dit in sy taal gebruik hoor. Dat hy kan woorde besig as hy ongelukkig is met jou. En ons het die mense van die boot af en ons die boot op die trailer en ons ry weg. Maar hulle almal is kwaad vir ons. En ek kan nie dink wat het ek verkeerd gedoen nie. En ek werk toe by die Burger, die koerant, die oppositiekoerant, die distrikpos moet ek altyd lees. En weet julle wat? Daai volgende Vrydag is daar 'n foto van my op my boot op die voorblad van die distrikpos. Maar weet julle wat is die opskrif? Gek ry poort mis. Is dit? Gek. Nou ekke. Ry die poort mis. En toe ek weer by die viswinkel kom in die week, toe praat almal daar in die winkel van hierdie mense wat amper dood was. Toe hoor ek vir die eerste keer, daar is 'n rotsrif, so half maan, as jy van die strand se jetty af launch. En ons het loshande oor daai rotse gekom, met daai boot. En af en toe het ek hom nog so oopgemaak en druk hy die boot mos laer in. Dis hoekom die reddingsbote nie naby ons gekom het nie, want dan hulle ook in gevaar gestel. Deur ons te probeer red. Dit het my baie laat wonder, ek het skaam gekry, gelukkig het hulle nie my naam gekry, wie ek is nie. Maar ek kon myself herken op die foto. En weet julle, die les wat ek hieruit wil haal, is dat ek by die viswinkel hoor, boobie, daai tyd was die ou koöperasie daar, vandag is die Spur daar, is daar 'n rooi lig bo die dak. En net so eentjie van die jetty af, is daar ook 'n rooi lig. En as jy inkom van die oop see af, dan lyk nie daai twee ligte. Thank you for viewing. Please check out our description to see the other platforms which we are on. Alternatively, you can have a look at the recommended content which should be on your screen right now. Have a blessed day further.